The SA Music Show on Jacaranda FM. My name is Thabiso Kambule. I'm with you all the way till 6. En natuurlijk in hierdie uur, you know what we do. Ons bring 'n gas in, ons chat lekker met die gas. En ek kan nou vir jou laat weet natuurlik wie ons hierso in die ateljee. Neem my op vlerking, ek wil soos jy op duisend reënboë dans net soos jy. Champ, jy bob nog tot jou eie songs. Is jy nie al siek om hierdie song te hoor en te sing en al daai nie? Dit. Ek wil net sê hallo vir alle luisteraars. Ja, ek moet vir jou sê 'n kunstenaar hoor 'n song voordat hy uitkom seker 'n keer. 1000 keer. Obviously deur die writing process, deur die pre-release, al die goeters en dan as die song uit is, sing jy hom elke naweek en met elke show. En dan hoor jy hom in 'n kuierplek as jy byvoorbeeld by 'n Spur sit en iemand herken jou of by 'n waar ook al. En dan sê hulle, hoor jy speel daai song, julle of is hier so of. Dan sê sy, okay, cool, dis lekker. Verstaan? And it just never gets old. Ja, ek moet sê ek like it. Ek like it. Ja. Elof is with us in the Jacaranda FM building. Welcome to the SA Music Show. Die Prins van Potch. Ek weet jy het nou nie vir jouself die naam gegee nie. Maar how did this name come about? What were you doing in Potch to be the prince, you know? Dude, jy vra die verkeerde ou. Ek het die idee nie. Ek het regtig myself die naam gegee nie. Ek was op 'n radio-onderhoud. Dit was letterlik een van die eerste radio-onderhoude. Ek dink dit as dit nie die eerste een was, 'n radio-onderhoud wat ek gehad het nie. Toe sê die vrou net, dames en here, welkom die Prins van Potch. Wow. En toe stiek dit net for some reason by van die mense. So ja, ek beskou nie myself as 'n prins nie, maar hey, I'll take it. Yeah, cool. man. Yeah, man. You are from Randfontein, of althans, jy was in Pretoria gebore. Yeah. En toe gaan jy Randfontein toe, en toe natuurlik toe gaan swat jy regte in Potch. In Potch. All of this moving around, would you say that it was a good thing for you? Het jy enige tyd gevoel, oh man, 'n bietjie insecurity van plek tot plek beweeg? Nee, ek dink dit was maar net fases van my lewe wat moes gebeur het. So groot word, skool, ek het nie nooit van skole actually geskuif nie, behalwe laerskool het ek net een skuif gemaak, maar hoërskool, my hele hoërskoolloopbaan in dieselfde skool in Christdorp. Hoërskool Monument. Yes, Amonas. Yes. Daar so lekker skool gegaan en toe nadat met ou obviously gaan swat. En toe los ek die huis, gaan swat 'n bietjie in Potch en na dit toe is dit mos nou tyd om jou eie plek te kry. Yes. Na die swattings toe trek ek na Pretoria toe omdat dit juist nader is aan al die geleenthede hierso. En die lughawe. So ja man, dit is ek dink is maar net stuff wat moes gebeur het. Ek dink dit het 'n goeie impak gehad op my. 100%. Jump, ek sien amper die helfte van jou hier. So jy het gegaan van weighing 101 kilograms to about 80 at the moment. Yes. Wat is die secret? Yes, man. Ja, ek moes maar my kop op 'n ding sit, verstaan? Weet jy waar ek besef ek het bietjie myself laat gaan. Is toe ek afkyk en ek sien my veters is aan die kante van my skoene vasgemaak. Okay. Verstaan, Ek hoor jou. as die maag 'n bietjie in die pad is en jy kan jou veters met die middel van jou skoen vasmaak. Of jy kan nie meer ander goedjies sien nie. Ja. As jy stoor dan sing jy I can almost see. Yes. Ja. Van Miley Cyrus. Ja. Maar ja, so ek het die 75 dae hard gedoen waar jy vir 75 dae niks alkohol mag consume nie, jy moet 'n dieet volg van jou keuse, of dit nou carnivore, keto, whatever it is. Volg jy strik en jy moet 2 keer 'n dag oefen, 1 keer binne, 1 keer buite of 2 keer buite. Jy moet 'n inspirational boek lees. En Ek moet vir jou vra, ek is op hierdie boek ding reg. Yeah. Oh man, ek dink dit al 10 al gelees hierdie jaar. Ja. What was your most inspirational book? Ek moet vir jou sê 'n great boek wat ek gelees het, Atomic Habits van James Clear. Ja. Dude, Ja. insanely goeie boek. Baie goeie boek. Luisteraars, as julle 'n inspirational boek soek en 'n paar slegte gewoontes wil afleer, gaan lees James Clear se Atomic Habits. Oh man, love it. Dankie vir daai stukkie. I truly love it. Kom ons gaan gou terug na jou dae toe jy ekstra was. I love how
to put this right because I was also there. You got paid 350 rand, but you basically poured 400 rands petrol in for the week to go to work. And let's go back to those days. And nou moet ek vir jou vra, why didn't you stick to that and why did you choose music? Because I can honestly see it in your music videos that you've got an acting background. Ja. Ja. Just dit ek moet vir jou sê, acting was of nie was nie, is nog steeds a huge passion vir my. Ek loved it. En ek het eerlik gedog my acting career sal eerste vlam vat voor my musiekcarrière. Yes. En in my eerste jaar in Potchefstroom het ek obviously self-tapes ingestuur, auditions gedoen en wat. En toe kry ek 'n rol in Spoorloos vir Larry Silkewich. Yes, ek sal dit nooit vergeet nie, Silkewich. Maar dit is die stoute ou op die skoolterrein. Verstaan? En toe ek daai rol gekry het Johnny Blou uitgekom. Yes. So toe staan my musiekbedryf, toe staan die musiek net vir my bietjie meer uit. En dis glad nie asof ek acting wil afskryf of as daar vir my 'n rol is daar buite, ek sal dit love om dit aan te pak dit. Ek sal dit love om enige dag weer te act. Dit is vir my super super lekker. Ja, as ek al twee goed kan doen wat ek lief het, why not? Champ, I love this for you, man, because you have this, you can wear so many hats. And I think it's quite important, right? Want jy het regtig geswat, you can do the acting thing and you can do the singing thing very, very well. Thanks, but there's something that touched me that you've also basically come to realize is that the time span that it took for you to really make it in music was very short. Want jy kom by shows aan en dan sal jy afstap en dan kry jy ouens wat jy sê, man, ons probeer al 15 jaar en niks werk regtig nie. En dis ouens natuurlik nou wat vir jou open. But yet you basically in a space time of almost 5 years, you were there and you're running with it at the moment. I want you to basically just tell the guy, want ek kry ongelooflik baie emails, baie boodskappe van mense wat ook vir my vra, man, how can we make it in this industry? How can we get our songs on radio? To the person listening right now, wat kan jy vir hulle sê as you have definitely made it? Ja. Daar is 'n moeilike vraag, maar ek gaan met jou eerlik wees. Ek gaan met jou dood eerlik wees. Ek weet nie. Verstaan? I love that you said that. Yes. Want ek voel so sleg as ek op 'n stage moet klim en ek weet die ou wat voor my opgetree het, traai al vir 30 jaar 'n sukses maak en hy sit sy kop op my musiek ding 1,000,000% en hy maak dit net nie. Ek verstaan nie hoekom dit gebeur nie. I just don't know. Die mark is so omgekrap en is so de mekaar op die oomblik. Dit is, jy kan nie predict wat gaan werk, wat gaan nie werk nie. Jy kan nie, as ek kan sê, skryf meer commercial stuff, maar dan verloor jy jouself miskien in jou passion vir wat se musiek jy wil sing. Verstaan? So, jy moet miskien net terugsit en dink, is dit die moeite werd om dit te maak? Is dit die moeite werd? Soos vir my was dit, want I love it. I love it. And it's not that I love the fame. Ek love net wat ek doen. Yes, verstaan? 100%. Ou kan love wat hy doen, maar hy kan meer alternative stuff sing. I don't know. No, I love, because that's the question that I get asked as well, like hoe beland ek in radio? And literally my question is, God did it. I cannot explain to you how it happened. Yeah. Literally, God did it. And I think the only thing is just, ek sê altyd vir mense, dag op. Like, that's all that you have to do. Each and every time, dag op. Exactly. And that's it. Ek moet ook sê, ek gaan bylas by jou dag op, is irriteer mense. Soos irriteer mense. As jy nie 'n show kry by hierdie plek nie, soos gaan pla hulle, hou net aan vrou, op 'n punt gaan die ouens sê, okay, show dan net, sing net hier, kry dit klaar en verby. Hulle gaan opgee. Jy het niks om te verloor nie. Jy het niks om te verloor nie. I love it. If you hang around long enough at a barbershop, you will get a haircut. Yeah. Jy loop saam met ons in die Jacaranda FM gebou. Ons praat verder saam met hom. En hierna gaan ek vir jou as luisteraar laat weet, wat is een woord wat hom baie irriteer. Hy haat hierdie woord. The SA Music Show on Jacaranda FM. Brandon Elof saam met ons in die Jacaranda FM gebou. Ons chat lekker man. En net so voordat ons in die musiek ingegaan het ek vir gesê daar's iets wat ons oor moet praat hierso. Ai. Ek weet
Ai. Laat ek net 'n sluk water vat. Asseblief. Is dit so erg? Dude, Is dit so? Maar hoekom? dit maak my vel soos ek weet nie hoe om dit te beskryf Okay, nie. ek gaan net een keer sê, net dat ons luisteraar nou weet wat dit Okay, is. reg. Die woord is poef. You're... Man. Dis soos hoekom? ek weet nie. Is just that one. Dit is net soos dit is soos wat vir sekere mense moist. Verstaan? Ek hoor jou. Dit is nie vir my. Dit werk nie. Dit is net nie vir my 'n lekker woord nie. Okay. My seun gaan na my eendag toe kom en sê pappa ek moet bollie. Okay. Verstaan? Of nommer 2. Hy gaan nie vir my daai vieslike P-woord sê nie. Nee, dankie. Alright, ons los dit daar. Ek kan op hierdie bandwerk en so spring. Kom ons los dit daar. Jy het gepraat van seuns, man. I came to find out, and which was so inspiring to me, is that you were actually adopted, Ja, man. and you still, you know how we, man. Ons speel baie victim. En ek het nou die dag vir iemand gesê, jy weet, because I come from a village, I played that card so many times. I played the victim card, I played the lack mentality. Yeah. There were so many things that shaped me and that I had to basically get out of. But I want to ask you, you formed part of you and you made it so beautiful, man. Yeah. How did you do that? Dit ek weet nie. Ek moet vir jou sê ek hou nie daarvan om verskonings uit te dink nie. As jy iets soek in die lewe, niemand gaan dit vir jou gaan haal nie. Niemand gaan dit vir jou gee nie. Jy moet dit self gaan kry. Dis soos daai vergelyking met die twee seuns. Een is op straat en een is 'n miljonair, en dan sê die ou vir hom, "Hoekom is jy op straat?" En sê want my pa was alkoholist. En dan sê vir die ander broer, "Hoekom is jy 'n miljonair?" En sê want my pa was alkoholist. Verstaan jy? Same thing. It's just what you do with your environment. Wat jy doen met die omstandighede waarin jy is. En as jy die hele tyd gaan terugkyk op jou agtergrond, dude, then you're not gonna go somewhere. As jy die hele tyd vaskyk in jou verlede, hoe dink jy is 'n windscreen van 'n kar groter as die die rear view mirror? 100%. Jy moet vorentoe fokus, jy moet voor jou kyk, man, nie agter jou nie. Ek moet vir jou hierdie vra, and you come across and you are heavily mature for your age. Thanks, dude. And I can tell it, and I believe it's also because of the people that you hang around with. Ek dink jy kyk baie op na mense soos Rikus, Rian Benadi. Is daar nogals belangrik dat jy sulke mense rondom jou het? Ja, jy moet jouself omring met die tipe mense wie jy wil. Verstaan? As jy jouself wil omring met die verkeerde mense, then do it. Maar ek wil nie. Verstaan jy? Nice. I don't think it's good for me. So ek dink om met groter of met meer mature mense uit te hang, ek klik net meer met hulle. Verstaan? Ek kom net oor die weg met hulle meer. En dit is my weird. Dit is my baba weird, maar ek love it om mense te om nou op te kyk, soos byvoorbeeld 'n Rikus of 'n Rian of 'n Kurt of who it may be. Is om mense as mentors te vat en net hulle breins bietjie te pikkel. Iemand het ook nou die dag vir my gesê, jy lyk actually soos Kurt se seun met die hare. Ja, ek kry dit baie. Dankie julle. This guy is so family orientated, en gepraat van dit terwyl ons nog hier so op die familie bandwagon is. Jy doen houtwerk saam met jou dad. Ek het ja. Ja. Ek het in COVID het ek en my pa 'n bietjie houtwerk. Ons moes onsself besig hou. My pa het gesê ons sal nie in hierdie huis sit en vergaan nie. Ons gaan staf doen. Toe bou ons vir hulle vir my pa se besigheid se kantore. Bou ons sommer rakke, toe leer ek weld, toe leer ek sommer houtwerk, leer ek hoe om dit goed te doen. Eintlik op 'n baie ouer ouderdom, maar nou is ek by die huis kom, daar was 'n tafeltjie in ons huis. Het ek sien, hierdie ding bietjie vergaan. Vat ek maar die bil by die horings, skier hom af, whitewash hom, seal hom. What's that? Ja, man. Yeah. Not only is this guy handy with his hands, but he's an amazing uncle as well. Ja. Die laaste keer wat jy 'n boom geklim het jy jou sussie se kind se bal uit die boom uit gaan haal. Ja. Reg? Ek moet vir jou vra though, when it comes to your childhood,
Are there moments in your childhood that you look back to right now and say, man, ek wens ek het nog daai gehad, daai. Ek moet vir jou sê, ek wens ek was meer stout geweest toe ek jonk was. Verstaan? Want ek weet, as ek geweet het met wat ek kan wegkom, toe ek jonk was, sou ek baie meer stout geweest het. Sharp, die pak slaak kan maar kom, die boude kan maar brand, maar ek sou baie meer nonsens aan gejaag het, en het uit my systeem uitgekry. So ja. Of ek vang jou, ek wens ek was like 'n pluggie geweest, man. Ek wens ek was net so klein bietjie, soos wat jy sê, klein bietjie meer stout geweest. Ja. Champ, ek love die feit, net so voordat ons in jou musiek ingaan, Jamie Fine is op pad. Net so voordat ons in jou musiek ingaan, I love the fact that you have such a beautiful relationship with your dad, that jy is besig om musiek in jou kamer te maak, en hy sal inpop en gesê, daai klink nie goed nie. Ja. Daai klink nie goed nie. That is, I love that, want ek kry rilling soos wat jy vir daai ander woord kry. As ek iemand op Idol sien, of as ek iemand sien sing, and I'm like, couldn't your parents just have told you dat jy kan nie sing nie? Ja. Jy kan nie sing nie. Maar hoe belangrik is daai feedback vir jou, daai honest feedback, en as dit mense wat naby aan jou is, want dit maak seer partykeer. Ja, ek dink, as die mense nader aan jou is, dan sien jy dit nie as hulle val jou karakter aan nie, jou menswees aan nie. Ek dink as dit random mense is, wat vir jou soos constructive criticism gee, dan, ek dink dan kan ou dit nog ons kop toe vat en sê, joh, dit was nog ons lelik, dat was bietjie harsh, maar ek dink as dit mense om jou is, wat jy weet lief is vir jou, en dit kom uit 'n plek van liefde uit, dan vat ou dit maar as 'n goeie ding, verstaan, soos, thanks for die help, ek waardeer dit, verstaan? Man, jy is sterker as ek, dat my pa of my vrou vir my enigiets sê van my craft, al vir 'n week lank. The SA Music Show with Tabiso Kambule on Jacaranda FM. Dank vir die lekker boodskapies wat inkom op 0828500942. I love Jacaranda. Thank you so much, Jafta. Got a message in here from Katie Fisher saying, Tabiso, sê vir Elof, ek love sy musiek en ek love die feit dat jy hom interview. Super cool. Ons kan meer van hom hoor asseblief. Yes, natuurlijk. I'm also live on TikTok. So if you want to follow us there on TikTok, Tabiso Kambule is my name. Check what's happening here in the studio. Dis altyd lekker as ons gaste het en dis altyd lekker as ons met hulle kan chat, man. Al die musiek wat ons hier op Jacaranda FM speel, dat jy die mense 'n bietjie kan leer ken. En ons het 'n stemnota hierso van Andrea. Hallo. Peps, net ietsie vir Yellow. Ja. As jy ou songs kan vat van ander kunstenaars en jy kan dit sing, dat het beter klank as wat hulle dit gesing het. You must be great. Yellow, jy is fantasties. Dit wat jy doen en dit wat jy sing is great. Oh man. Ek stem 110% saam, man. Like, I think Dit is lekker om te hoor. Was daai nie groot? Ons gaan nou oor jou song praat en ek wil asseblief die titel hier so reg kry. Wat kan 'n man dan doen? That is the new song, right? Maar ek wil net gevinnig oor Vlerke praat. Wasn't that huge for you, bro? Because that's an iconic song. Ja, dit was to go and stressvol. sample it. Dit was baie stressvol, dit. Dis juist, terwyl ons so 'n bietjie van die lig af gepraat het, dit was regtig vir my baie stressvol geweest, omrede, I didn't know what's gonna happen. 100%. Ek het nie geweet, gaan ek moeilikheid kry van die ouer garde af, wat met dit groot geword het, en sê, jy kan nie sulke ikoniese song opneek nie, verstaan? En my bybedoeling was net, ek dink is a pretty cool song. Yep, it is. Kom ons spuit bietjie nuwe lewe in hierdie ouetjie in, en kyk wat gebeur. En toe happened it, man. En toe, kom het, en ek love dat van die ander kunstenaars het ook toe gedoen het, en ouer songs opvat het, en het ook nieuwe lewe gegee het, want obviously, die mense, die jonger jeug van vandag, hulle het nie dieselfde staf geluister as hulle ouers nie, maar ek dink is so lekker, nou kan die kids en die ouers connect met 'n song, verstaan wat al twee love, verskillende weergawes, maar This the same thing. Yes, bro. Like ek luister na jou woorde en ek dink net you made that happen. You connected the old and the young, and that's special. That's super special. Thanks, man.
Tell us about the new song. Wat kan 'n man dan doen? Jo, ek love hierdie song. Ja. Ek love hierdie song, dit. 3 key changes in die song. Maar ons is, weet jy wat kan 'n man dan doen? Kom ons gooi 3 key changes in. Okay, so, kom ek gee jou die storie agter die song. Yes. Ons het gedink, ons het hierdie song ook in Namibia geskryf. Nou sit ons daar en ons kry die koor, die chorus, soos wat kan 'n man dan doen? En dit is 'n cool konsep. Toe dink ons by onsself, wat kan verkeerd gaan in 'n ou se dag? Letterlik alles. Ja. Verstaan? Enige tyd. Dit is iets wat jy nie kan verander nie. Jy kan nie verander as daar iets verkeerd met jou gaan gebeur deur die dag nie. Maar wat jy kan verander is hoe jy kyk na dit en hoe jy reageer op dit. Verstaan? As jy net die sleg sien in 'n slegte situasie, gaan dan net sleg uit daai slegte situasie uitkom. Maar as jy net die goed sien in die slegte situasie, kan al goed van sleg afkom. Verstaan? Soos jou span het dalk verloor, maar dink aan, hulle was halftyd voor gewees met die rugby. Verstaan? Hulle was daarom halftyd voor, nee? Jou vleis kan dalk taai wees, maar hy is mooi gebraai. Jy het gevra vir medium, yes. hy is medium. Hy is net 'n bietjie tough. Verstaan jy? So sien die goed raak in die sleg in steede van net die sleg. Dis die concept agter die song. Champ, I love your mindset because that's literally how I've received you, and something that's been actually happening the whole time during this interview is that you always look at the light. Ja. And I wish more people would do that. Ons het 'n groepie in ons neighborhood en die mense is besig om potholes te vul in self. Hulle vat 'n geldjie uit hulle sak uit en hulle vul nou die potholes, maar dit is so beautiful. In die groep sê mense moenie negatief raak nie. Ja. Let's be positive, let's do it ourselves. Ons wil niks hoor van die government, ons wil niks hoor van Pietie of Sunny nie. We are doing it ourselves and we're staying positive, and I love that, man. Thanks, I love man. that. Maar dit is so snaaks dat jy nou sê van Piet of Sunny nie. In Randfontein. Ja. Dude, ek beloof jou, daar's 'n oom wat die potholes regmaak. Ek het hom nie, maar ek dink nie is enigiemand in Randfontein weet wie hy is nie. Maar daar's 'n oom wat die potholes regmaak en dan spray paint hy om elke pothol wat hy reggemaak het 'n sirkel en dan spuit hy net daar en skryf hy net sy naam en sê Piet. Ek weet nie of dit die ou se naam is nie of wat nie, maar ons almal weet wie maak die potholes reg in Randfontein en dis oom Piet. Oom Piet, ek sê dankie. Wat kan 'n man dan doen? Vat dit in jou eie hande, maak die potholes reg. Love it. Elof, baie dankie vir die kuier. Waar kry ons Dankie op vir julle. sosiale media? Ja, die mense kan gerus gaan kyk op TikTok. Ek's op TikTok. En ek's op Instagram, ek's op Facebook en dan obviously op YouTube. Die mense wat nog nie wat kan 'n man dan doen geluister het nie. Ja, check hom uit op YouTube. Ek love die musiekvideo. Lekker. En op alle sosiale media platforms. Alle social media platforms. Elof. Nice. Ja. Gorgeousness. Kom kuier asseblief weer. Ons speel later 'n bietjie jou sang. Ek kan nie wag daarvoor nie. Daar gaan in die tweede uur wees van the SA Music Show and we are about to go into the SA Music Countdown. The SA Music Show on Jacaranda FM.